Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, waar dit maar lekker koud is by ons. Ons is op pad Howick toe waar dit nog kouer is en ons gaan daar by hulle mark vleis verkoop. So as jy in die omgewing van Howick vandag is of daar verbyry, kom maak 'n draai, kom sê gou hallo daar. Kom kry dalk 'n lekker stukkie biltong vir die rugby. Geliefdes, ons is by Lukas 6 vanaf vers 27. Ek wil sê dis 'n moeilike gedeelte, nie moeilik om te verstaan nie, maar dalk moeilik om gehoorsaam te wees. Kom ons lees dit. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokleed vat, moet hom ook jou onderkleed nie weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand vat wat aan jou behoort, moet jy dit nie terugeis nie. Soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle liefhet. En as julle net goeie dinge doen vir mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê. Doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Geliefdes, die Here Jesus spel eintlik vir ons hier uit dat ons gehoorsaamheid, ons manier van leef, is 'n baie hoër vlak as die van die wêreld. Want hy sê, okay, nou is julle net lief vir die mense wat vir julle lief het, of jy doen goed aan ouens wat nie jou goed doen. Hy sê, die wêreld doen dieselfde, dis niks anders nie. Maar sy kinders leef anders. Hulle het selfs hulle vyande lief. Dis 'n hele nuwe standaard. En die maatstaf is dat ons doen en volg in God se voetspore. En hierdie ding moet jy snap. Hoekom doen ek dit? Want God doen dit. Daar's nie 'n ander rede nie. Want sodra ek die rede in die mense gaan soek, dan gaan ek nie 'n rede kry nie. Ek doen dit omdat God dit doen. God bewys barmhartigheid aan almal. En hoor hierso, selfs die ondankbares en slegtes. God bewys aan hulle barmhartigheid. God doen goed aan hulle. En daarom moet ek dit doen, want ek volg in God se voetspore. Want sien uiteindelik is ek hier as verteenwoordiger van God. Nie vir myself nie. Dit beteken dat ek in die voetspore van Jesus loop. Dit beteken dat my eie lewe eintlik opgeoffer word ter wille van die evangelie. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. En ja, Here, dit is vir ons moeilik. Dit is maklik om goeie mense lief te hê, of mense wat met ons goed is en vir ons goed hanteer. Maar die slegtes en die skelms en mense wat ons kwaad maak en mense wat ons seer gemaak het, ons wil hulle almal voor U bring, Here, en vra, help ons om hulle lief te hê.
Help ons om hierdie opdrag na te kom. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.